Ek en Nadia kom ry eendag uit Johannesburg uit terug Appington toe. Nou as jy die pad ken terug Appington toe, is die langste, mees verveligste stretch tussen Olifantshoek en Appington. Dis 160 km van niks. Net reguit pad. Jy het al klaar 7 ure op die pad, jy's moeg, jy wil net uitkom. As jy vir my sê jy ry die pad vinniger as 7 ure, dan wil ek vir jou sê my vriend, jy moet jou bekeer, jy's buitekant die landswet, jy's buitekant die spoedgrens, jy's in die moeilikheid. Hulle sê die duiwel, Jesus klim op 120 uit, die duiwel klim op 180 uit. Dan is jy alleen, chop. Dan is jy alleen. Dan dinge nie meer lekker nie. So, daai laaste stretch tussen Olifantshoek en Appington is die rofste stretch vir my altyd gewees. Baie moeg. Anyway, ek kom die dag deur Olifantshoek, ry rustig deur die dorp, toe ek oor daai ou bruggie ry, so wat ek uit die dorp uit gaan, toe ek haastig huis toe en ek floor hom. Maar ek is nie oor die spoedgrens nie, ek is net tot op 120, want ek is oor die brug buite in die dorp, ek ry. Volgende oomblik spring 'n speedkoppie in die pad uit. Ek trek af, ek vra wat's fout. Hy sê vir my, ek het nou net buite in die spoedgrens gery. Ek dink by myself, maar ek het nie, ek is op die hoofpad. Hoe meen jy spoedgrens? En hy wys vir my 'n bordjie wat ek nie gesien het nie. 'n 60 km bordjie en hier ry ek 120 km. Ek dink vir myself, "Jesus, okay, ek is skuldig. Ek is jammer hieroor, ek het nie die bordjie gesien nie. Waar kan ek die boete betaal?" Hy sê vir my, "Kom gou vinnig hier af." Nou het hulle in so die pad maak so 'n wal. Die speedkop staan hier in die wal, hier onder in die duitjie. Kar staan hier bo op die wal. Nadia en Lily, ons French Bulldog, sit binne in die kar en Nadia is baie vreesbevange, wil ek amper die woord gebruik, want hier gaan ek nou groot boetes betaal, ons is nog lus vir die nie, ons wil net by die huis kom, en ek het nou oor die spoedgrense gaan, maar ek was nie bewus van die bordjie nie, en ek kom af, ek sê vir hom, "How much do I need to pay?" Hy sê, "You don't pay." Hy blaai so die blaadjies op, hy sê, "Hierso is die boetes," en dan heel laaste, daar waar ek nou in daai blokkie val, daai ene sê ek moet toegesluit raak, die hoogste boete is R2000 en dan toegesluit raak. Nou dink ek myself, Jesus, ek moet toegesluit. Ek het nie 'n issue om toegesluit te word nie. Ek is eerlikwaar, ek is 'n man van integriteit. As ek 'n fout gemaak het, sê ek is jammer. Ek erken my foute en ek vat die pak slaas soos 'n man. Ek glo nie aan bribes nie. Dis nie God se hart nie. Dit is deel van die korrupsie. Ek gaan nie deel van korrupsie wees nie, so ek bribe niemand uit my issues uit nie. Ek kan myself nie uit iets uit bribe nie. Die enigste manier hoe ek dit gaan maak tot in die hemel is omdat Jesus my prys volledig betaal het, want ek kon dit nie betaal nie. En ek sê vir die ou, okay, dis fine. Ek sal gaan, eerste sê ek vir hom, ek gaan preek môre in Appington, dan sal ek maandag terugkom. Sê, want ek moet nou slaap die hele naweek, moet ek nou in die tronk slaap, want maandag moet ek in die hof wees. Ek sê toe nee, ek sal gaan preek in Appington, dan kom ek maandag terug. Nee sê, ek moet hier slaap, en nou sê ek vir hom, "Sir, I don't think you understand. If I tell my wife now that I must go sleep in the jail, I don't have a problem with it. I go sleep in jail anytime. I will preach the gospel there. Someone is getting born again. I'll probably baptize someone before I leave on Monday. But if I tell that to my wife, she's gonna cry. And if she cries, she won't be able to stop crying. And then who's gonna comfort my wife through the night? No, he doesn't care, sê hy. Hy gee nie om nie. Gaan sê vir jou vrou, jy slaap in die tronk vanaand. Dis net hoe dit is. Ek sê maar, waar slaap my vrou en my hond? Nee, hulle mag gastehuis kry. Dan dink ek, my vrou gaan hierdie ene nie goed vat nie. Nou loop ek terug, nou sê ek vir haar, hoor hierso, maar dan maak ek die kar se deur so oop. Ek sê vir haar, hy sê ek word toegesluit vanaand, maar sy trek daai deur toe. Ek maak weer op, ek sê, "Wat maak jy?" Sy sê, "Ek gaan my ma nou bel en dan gaan ons bid." Ek sê, "Okay, great." Maak die deur toe en loop ek rustig terug. Nou sê hy, "What did your wife say?" Ek sê, "No, my wife says she's calling my mom and then they're gonna pray. And when that woman prays, heaven will hear and nobody is sleeping in jail tonight." Hy begin lag, hy skud net sy kop. Ek sê, "Just you see." Nou staan ek lekker daar en wag vir hom. En vir my vrou, uiteindelik klim Nadia uit die kar uit. Nou is dit so groot speedkop, 'n groot speed, maar hy is groot, nee. Nou staan die speedkop waar ek en hy staan en wag, hier kom Nadia aan. Nadia kom so aangestap, maar toe sy met hom begin praat, sy wil net vir hom iets vra, nee. Toe sy met hom begin praat, toe begin hy lippies so bewe. Toe gaan sy so, "But what about grace?" En toe sy begin huil. Toe kyk die speedkop my, toe sê, "Nee man, ry net." Ek sê, I told you when this woman prays, heaven will hear and nobody will sleep in jail tonight. Nou hier is die ding, ons is gelukkig om uit daai ding uit te kon kom. Die belangrike ding wat ek met jou wil deel vandag is, jy gaan jouself in posisies vind en bevind, reg deur jou lewe, wat jy gaan skeeftrap en foute gaan maak, omdat jy nie geweet het en bewus was van dit nie. Wanneer jy 'n fout maak, is dit belangrik vir jou om net te kyk, hoe kan jy uit die moeilikheid uitkom? Hoe kan jy jouself uitbraai? Hoe kan jy jouself uit dit uitpraat? Hoe kan jy jouself uit dit uitjok nie? Ek het 'n geneigtheid om dit baie keer te try en toets, want ek hou van 'n lekker redenasie. Maar ek weet in my integriteit en Jesus in my, laat my nie toe om 'n bribe vir iemand te gee of my uit hierdie ding te probeer. Met my vrou praat ek my baie uit goeters uit, maar ek en sy kan dit later uitsorteer. Maar
Wanneer ek in tussen mense is die hele tyd, dan wil ek kyk, hoe kan ek my integriteit van so 'n aard hê, dat dit nog steeds Jesus verteenwoordig, dat as dit beteken, ek moet in die tronk slaap vanaand, en dit is nou maar wat dit is, dan gaan slaap ek in die tronk, ek vat my pak soos 'n man, ek hou my integriteit hoog, want ek het 'n fout gemaak, ek was nie bewus daarvan nie, en as ek nie bewus is van iets nie, dan sê 1 Johannes 1 vers 9, wanneer ek my sonde bely, is God regverdig en getrou om my te vergewe en skoon te was, van alle ongeregtighede. Ongeregtighede beteken selfs die goed waarvan jy nie weet nie. So wanneer ek nie bewus was van dit nie, dan is daar vir my meer grace, as wanneer ek dit moetswillig doen. Moetswillige sonde, sê die Bybel, is geen offer meer oor nie. Daar's geen, Jesus het 'n prys betaal vir alle sonde, vir moetswillige sonde, geen offer, jy betaal die prys, vir al jou moetswillige sonde. Beteken dit, jy gaan die hel toe gaan? Nee, dit beteken, as jy gaan skeef trap, dan gaan die landswet jou pak slaag gee. Daar gaan 'n konsekwens wees van die moetswillige sonde wat jy maak. Nou, ek het nie 'n moetswillige sonde gepleeg nie, maar daar was 'n konsekwens. Maar ek glo vandag, dat omdat ek dit aanvaar het, omdat ek gesê het, Jesus, ek het 'n fout gemaak, ek sal enige tyd tronk toe gaan, het God dit geëer, genade gebring in daai area in, en my vrygelaat. Hoekom? Want dis wie God is. God sal jou eer, wanneer jy eerlik en eerbaar alles handel en wandel. Dan eer God dit, bring hy genade en is al vryheid vir jou. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir vryheid. Dankie dat U daai dag my integriteit geëer het, my eerlikheid geëer het, my eerbaarheid geëer het, en genade aan my bewys het, en ons vry laat gaan het. Here, dit sou 'n goeie storie gewees het as ek in die tronk geslaap het. Ek sou dit gelove het. Maar ek dank U vandag dat U van beter geweet het. In Jesus se naam bid ek dat elke persoon wat hier luister, dat hulle eerbaar in integriteit, op 'n eerbare manier, alles sal handel en wandel, soos wat hulle gaan, sodat hulle nie net 'n bandjie hoef te dra wat sê, what would Jesus do nie, maar dat hulle regtig soos U in hulle handel en wandel is. 1 Johannes 2:6 sê, as enige iemand beweer hulle is in Christus, moet hulle ook wandel soos Jesus gewandel het. Here, ons vandag sê, ons behoort aan U, ons wil wandel soos wat U gewandel het, in Jesus se naam. Amen.